Chino sou nooit kon dink dat 'n gesprek oor organiese tomaties hom en sy gesin na die Adventiste geloof sou lei nie. Hy het 'n 70 Adventist by sy werk ontmoet en hulle het dikwels saam geëet. Sy nuwe vriend het opgemerk dat hy elke keer as hulle gaan uit eet, sy tomaties een kant toe gestoot het. Toe begin hy met hom praat oor die waarde van voeding en gesondheid. Ek het toe net my beste vriend verloor en dit was uiters moeilik vir my. My gesondheid was sleg en dis toe dat ek een van my baie goeie vriende ontmoet het en van die gesondheidsboodskap gehoor het. Dit was nie lank nie, toe begin Chino oor gesondheid in die Sabbat studeer. Sy gesin het Sabbat begin hou deur in die natuur te gaan wandel en na godsdienst te hou. Hulle het dit elke week gedoen. Hickory in Noord-Carolina was eers 'n tekstieldorp met 'n groot immigrante bevolking wat daar kom werk het. Een van die grootste groepe was die Hmong van Suidoos-Asië. Toe vervaardigingswerk na ander lande verskuif het baie werkers Hickory verlaat. Die Hmong bevolking het egter gebly. Die lidmaatskap van die Koreaanse SDA Kerk het afgeneem. Die paar lidmate wat oorgebly het, het hulle Hmong bure raak gesien en besluit om 'n kerk te stig. Die doel was om hulle kerk uiteindelik vir 'n toekomstige Hmong gemeente te gee. Toe ek sonder werk was, het ek 'n bietjie vertaling gedoen. Ek kry 'n oproep van die leraar van die Koreaanse gemeente in Hickory. Hy was op soek na 'n Hmong tolk om hulle te leer Hmong praat. So het Chino se gesin vir die eerste keer Adventiste kerk bygewoon. Dit was soos 'n vars briesie, asof die geweldige druk weggeneem is. Dit was asof ek vry was, daar die eerste keer toe ons saam kon aanbid. Die Koreaanse kerklidmate se hele wese het Christus se karakter uitgestraal. Hulle was so vriendelik en saggeaard en hartlik dat ons gevoel het ons hoort daar. Dit het net reg gevoel. Dit is waar ons 'n gesin moes gewees. Die gesin was altyd aktiewe lidmate van ander kerk. Hulle het vir 'n ruk aangehou om albei kerke by te woon. Uiteindelik was Chino en Gina totaal oorweldig. Ons het 'n heel wat mense geskakel, baie vriende gehad, was leiers van 'n klein groepie en ons wou hulle nie net los nie. Chino en Gina het God ernstig gevra waar hulle moes wees. Ons het besluit as iemand ons sou vra om te kies tussen die twee, sou ons weet. Ons het geweet waar ons moes wees. Die volgende dag het hulle vroeëre predikant hulle gevra om gou te maak en voltyds terug te kom. Ons het net na mekaar gekyk en gesê, dankie Vader vir die antwoord. Die Koreaanse ouderlinge is daarvan oortuig dat God hulle vra om 'n Hmong gemeente te vestig en gaan hulle volle ondersteuning gee. Ouderling Daniel Kim, 'n onlangs afgetrede elektriese ingenieur en sy vrou Mian, het na Georgia verhuis om vir haar ouers te sorg. Hulle ry elke Sabbat tussen 6 en 7 ure om die nuwe Hmong gemeente te ondersteun. Ons voel deel van iets belangriks, omdat ons daardie sendingdrang het, die visie, die oproep, dink ons nie dat dit 'n lang of moeilike reis is nie. Ons was van die begin af aangetrek tot hulle Christus-gesentreerde karakter, hulle vriendelikheid, gewilligheid om te help, hulle onselfsugtigheid, hulle begeerte om die Hmong gemeenskap te help. Vir ons was daardie passie aansteeklik. Vir ons wat Hmong is, voel dit natuurlik soos 'n groot las, 'n groot verantwoordelikheid om die goeie nuus oor te dra aan diegene wat nog nie die boodskap gehoor het nie. Al Chino en Gina se kinders speel 'n rol in die kerk, om van te help om kinders sabbatskool te onderrig tot om die audiovisuele stelsel te behartig. Almal is betrokke. Selfs Cadence, die jongste, skakel die ligte aan en af om Mission Spotlight te kyk. Daar moet nog baie werk vir hierdie nuwe Hmong gemeente in Hickory gedoen word. Bid asseblief terwyl die werk voortgaan. Een ding om voor te bid is vir hulle om regtig te besef wie God is. 'n liefdevolle en 'n genadige God wat gewillig is om te genees, nie net fisies nie, maar ook geestelik. Dankie dat u sendingwerk en die stigting van nuwe kerke wêreldwyd ondersteun.